Baie welkom by hierdie week se episode van C'est la vie. Jy is so welkom hier saam met ons. Hallo Koos, Hey Gerard, gaan dit met jou? goed en met jou? Koos, ons het hierdie nuwe reeks begin wat ons praat van ons binnemens, ons saamkuier en gister het ons sulke kaartjies getrek by die gemeente wat soos 'n liefdesdaad is. Ja. Wat het jy getrek, Koos? Ek moet vir iemand ietsie koop. Ek het 'n baie goeie idee wat Ja. jy vir my kan koop. Ja, en dit is? Ja, ek sou na die tyd kinders gesels. Ons, Klein motortjie, klein plaasie. nee, ag nee, niks meer vloeibaar. Ja, ons kan gesels. Maar na die tyd sal ons gesels. Ek sê jou help. Ek sê jou help om jou liefdesdaad aan my te bewys. Jy is nie praat met my Gerard. Praat met my. So ek hoop jy ek was een gegee op die kansel en ek wonder of die persoon wat dit vir my gegee het nie geskimp het nie. Jy weet, Wat was ek moet iemand nooi vir ete. Jarre wat ek daai ding al sê, maar nee. Kom ons gaan aan Gerard. Ek het jou al vergewe. Ek moet jou nou alweer vergewe vandag. Is goed, die goeie inleiding tot die gesprek. Maar ons het nou die nuwe kort 2 weke reeks begin wat ons bietjie gesels oor ons verhoudings. Nou gister Koos, jy het begin met ons en dit was so 'n wonderlike diens, so lekker geweest om saam te wees weer en saam te gesels en was so lekker atmosfeer. Ons het vanoggend in dis personeel gesê, was so heerlike atmosfeer in die oggend saam. Maar jy het gepraat oor ons naaste verhoudings, die naaste en ons het amper 'n checklist gegee van kom ons doen 'n bietjie 'n voorraadopname op ons verhoudings. Maar jy het so vinnig gister net so geraak aan om te vergewe. En jy het nie baie uitgebrei oor dit. En dit is wat ek wil hê ons moet verder vandag oor so 'n bietjie uitbrei. Is oor wat doen ons met hierdie oomblikke in ons verhoudings wanneer ons moet vergewe? Ja, Gerard, dit was die kortste punt in die boodskap. Maar ek dink nie 'n mens moet enigstens omdat dit die kortste punt was, dink dit is die onbelangrikste in die boodskap nie. Dit maak eintlik naby verhoudings al jou verhoudings ongesond. As jy ons het dit gesê, die tweede een op die checklist is die worteltoets. En die rede hoekom ek dit gesê het, is die Hebreërs skrywer wat sê dat ons nie moet toelaat dat bitterheid in ons groei, hy sê dit skiet wortel, en dan sê hy dit vergiftig alles. En daarom is bitterheid nie 'n klein private hoekie, ek en hierdie persoon, ons het nou dinge met mekaar nie. Maar hier oral in die res gaan dit daarom goed in my lewe. Die Hebreërs skrywer waarsku ons eintlik dat dit iets is wat soos in 'n vloeistof, as ons die vergelyking kan vat, dan is ons soos 'n klomp plante in 'n bedding, my lewe. En as ek bitterheid het, dan versprei ek bitterheid deur my wortels binne in die grond waarin ons almal geplant is. As ek nie die persoon by my werk kan vergewe nie, lê die bitterheid binne in al my verhoudings. Dan vloei dit deur, want dit doen iets aan my. Ek word 'n ander soort mens. Want ek is nie gemaak om bitterheid binne in my te dra nie. En iemand het mos een keer gesê, jy weet, jy kan nie met 'n lijk rondloop. Al trek jy hom hoe mooi aan, mense gaan hom ruik. En so ook met bitterheid. As jy dit toelaat, vergiftig dit al die spasies van jou lewe. Ja, Koos, dit amper net soos wat jy nou sê, dit is soos tandeborsel. Die oomblik as jy ophou tandeborsel, gaan mense dit nie dadelik agterkom nie. Maar vergifnis is soos om elke dag tande te borsel. Maar as jy ophou, paar dae later gaan mense dit begin ruik en begin agterkom. Hier is iets weg. En dit is presies die rede hoekom Jesus baie gepraat het oor vergifnis. En dit laat my dadelik te dink aan daai gelykenis wat Jesus vertel het in Matteus 18. Ek gaan vir ons al lees, dit sê, daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe,
as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs 7 keer? En Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. Petrus, hy weet ook net altyd presies wat om te sê. Ek dink hy het baie keer met sy voet in sy mond gestaan, as hy so langs Jesus is, maar ek dink hy het 'n mooi bedoeling daarom gehad met al die dinge. Maar hy sê hy gee die idee, Here, moet ek hom 7 keer vergewe. En hy gee daai getal vir 'n baie spesifieke rede, want in daardie tyd het die Joodse rabbies geleer dat elke mens is verplig om iemand 3 keer te vergewe. Maar dan op die 4de keer, dan gaan vergifnis by die deur uit. Dan kan jy nou jy kan nou gaan Dan die ou se wraak, kanse hy het sy gehad. kans gehad, jy kan gaan wraak neem, jy kan jou ding gedoen. En hierdie lering van die rabbies was gebaseer op 'n interpretasie van die boek Amos. In Amos 1 vers 3 en 2 vers 6 kan 'n mens dit lees. Ek gaan dit lees aan 1 vers 3 sê dit, so sê die Here, selfs as Damaskus net 3 keer sonde gedoen het, sou ek sy straf nie herroep het nie. Maar nou het hy 'n 4de sonde daarbey gevoeg. En dan gaan hy nou aan daarso. So die logika van die rabbies was dat ons as God die mens 3 keer vergewe, kan ons natuurlik nie beter as God wees nie. As God net 3 keer kan vergewe, kan die mens nie verwag word om op dieselfde vlak genadig te wees as wat Wel God is. Gerard, as dit waar is, dan het ek moeilikheid. Want God het my baie meer as 3 keer al vergewe vir dieselfde ding. Presies. Nou het ek probleme, maar Nou, so Petrus dink nou eintlik daar seker, maar ek is vrygewig. Ek gaan vir hierdie rabbies, ek gaan vir Jesus sê nee. ja. Nee, 3 keer nie, 6 keer en sommer nog een by ook. Ja, want die 7 is mos nou ook hierdie volmaakte getal. So hy dink nou Jesus gaan nou terugsit en sê, Petrus, wel gedaan, my goeie getroue seun. Maar dit is nie wat gebeur nie. Jesus sê nee, 70 maal 7 keer. En die rede hoekom Jesus ek lees dit nou in, ek vermoed dit is nou nie wat ons kan sê nie, maar Jesus gee hierdie groot getal. Nie om te sê dat jy moet nou gaan tot op wat is 490, né? 490 en op 491, nee, dan is jy nou vrygespreek. Jesus sê eintlik vir Petrus, jou hele idee is verkeerd. As jy nog tel, dan het jy eintlik nie vergewe nie. So die fokus skuif. Jesus sê nee, kom ons skuif die fokus weg van 'n wetlike verpligting na 'n gesindheid toe. 'n Manier van leef van hierdie onbeperkte genade. Ja, en dit maak dit onkompromitteerbaar. As jy Petrus sou kom en sê, Here, moet ek 70 keer vergewe, sou Jesus antwoord, nee, 700 maal 70. Dis ad infinitum. Vergifnis mag nooit ophou in jou lewe nie. Ja. En Jesus gebruik dan direk daarna, dan vertel hy hierdie gelykenis. En die rede hoekom Jesus natuurlik gelykenisse gebruik het, want dit help ons om te verstaan. En hierdie gelykenis gebruik Jesus hiperbool, groot. Hy gaan weer eens soos met 'n nou gemaak. Gerard, vir die mense wat nou al vergeet het wat hulle hoërskool grammatika vir hulle geleer het. Hiperbool is oordrywing, né? Ja. Okay. Ja, groot. Hy gaan groter as wat dit is. Ja. Dankie dokter. So in vers 23 gaan begin Jesus, daarom kan die koninkryk van die hemel vergelyk word met 'n koning wat besluit het om saam met sy amptenare hulle boeke na te gaan. Toe het hy daarmee begin. Is een amptenaar na hom toe gebring wat miljoene rand geskuld het. Nou dis in die nuwe vertaling sê dit, maar dis eintlik heeltemal verkeerd, want die ou vertaling sê, en toe hy begin afreken word, is daar een na hom toe gebring wat 10.000 talente skuldig was. So hou net daai bedrag in gedagte. Hy kon dit nie betaal nie en daarom het die koning beveel dat hy en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het verkoop word en die skuld betaal moet word. Die man het voor hom neergeval en gesoebat, gee my tog uitstel. Ek sal u alles terugbetaal. Die koning het hom jammer gekry en hom laat gaan en sy skuld afgeskryf. Toe daardie man buite kom, het hy een van sy mede-amptenare raakgeloop wat hom net 'n paar rand geskuld het. Ou vertaling sê 'n paar 100 pennings. 100 pennings. 100 pennings, 100 pennings skuldig was, ja. Hy het hom gegryp en gewurg en gesê, betaal wat jy skuld. Sy mede-amptenaar het voor hom neergeval en hom gesmeek, gee my tog uitstel, ek sal jou betaal. Maar hy wou nie. Hy het hom daar weg en hom in tronk laat gooi, totdat hy sy skuld betaal het.
Toe sy mede-amptenaar sien wat gebeur het, was hulle diep teleurgesteld. En hulle het alles wat gebeur het vir die koning gaan vertel. Die koning het hom laat haal en vir hom gesê, jou skurk, al daardie skuld het ek vir jou afgeskryf, omdat jy my gesoebat het. Moes jy nie ook jou mede-amptenaar jammer gekry het, soos ek jou jammer gekry het nie. Die koning was woedend en hom het hom oorgegee om gemartel te word, totdat hy sy skuld betaal het. En dan hierdie verbuisterende woorde. So sal my Vader in die hemel, so sal my Vader wat in die hemel is, ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Sjoe, Gerard, nou jy sê ons moet in gedagte hou die 10.000 talente, die nuwe vertaling vat 'n bietjie van die betekenis weg. Hoekom sê jy dit? Wel, Jesus is briljant natuurlik, want vir ouens wat daai sal sit en verstaan wat Jesus nou sê, hulle hoor die storie, sal weet dat 10.000 talente is ongeveer, of 1 talent, is ongeveer 20 jaar se loon. Dis hoeveel het werd is. So met ander woorde, as jy 10.000 talente skuld, dan is dit 200.000 jaar se werk wat hierdie amptenaar vir die koning skuld. Dis 'n bedrag wat nooit ooit kan terugbetaal word. En dis hoekom jy sê Jesus gebruik hiperbool. Die persoon wat nou vir die amptenaar die 100 pennings geskuld het, 100 pennings was so om en by so 3 maande se werk. Dis 'n haalbare iets om te doen, maar dit is ook beduidend. Dit is nie net dis nie 'n niks seggende skuld nie. Maar in vergelyking is dit totaal verskriklik. So Jesus gebruik nou juis hierdie beeld om te sê, die koning wat hy probeer nou vir ons verduidelik dat dit is die genade wat ons gekry het. Hierdie koning se genade was onbeskryflik, dit was amper bespotlik. Dit is ongelooflik groot. En dan maak dit eintlik hierdie diensknegt se wreedheid nog meer skokkend vir ons. Gerard, ek dink nie, ek het al ooit, ek het baie ook al gepraat oor die boodskap, maar nog nooit presies gaan uitwerk hoe lank dit is. 200.000 jaar se salarisse. Net in jou eie situasie. Werk dit uit. Dit is soos jy sê, dis 'n onmoontlikheid. Wie van ons kan? Wie van ons kan dit wat ek sou verdien vir 200.000 jaar by mekaar kan maak om nou skuld te betaal? En as 'n mens daaroor nadink, ook wat Jesus dan van sonde sê, van wat ek God skuld, en waarvan hy bereid is om my kwyt te skuld. Dis aangrypend wat Jesus hier sê. Ja. Maar wat vir my interessant is van hierdie storie wat Jesus nou vertel, is van die eerste reaksie wat ons het, is natuurlik, maar dit is verregaande. Maar eintlik die rede, ek is seker of van die rede, want Jesus is briljant hoekom hy die stories vertel, is hy haal ook iets uit wat eintlik wat ons almal aanskuldig is. En ek het so 'n paar weke terug het ek hier ook gepreek oor hierdie sielkundige fenomeen wat genoem word die hero biased of die protagonist. Dit klink amper soos 'n demoon wat 'n fenomeen is. 'n fenomeen. Fenomeen, oh my goodness. Maar in die konteks is dit wat dit is. En dit word genoem hero biased of protagonist biased. Wat daarmee beteken is, en ons almal is skuldig daaraan, want ek kan onthou, as ek op kleuterskool of op sonnaarskool, dan hoor ek na die Dawid en Goliat storie. Dan sal ek altyd myself inleef dat ek is die Dawid in die storie. Ek is nooit die Goliat nie. Dis altyd hoe die stories vertel word. Ons sien dit as ons flieks kyk of stories lees. Jy sal altyd jouself inleef as jy is deel van jy is die held, die herder, die wenner. Jy sal nooit jouself inleef as die skurk nie. En dit is wat eintlik met ons almal gebeur. Ons is as te ware altyd die hoofkarakter in ons die eie fliek van ons lewens. En dan beteken dit dit wat ons doen is geregverdig. Ons beoordeel onsself teenoor ons eie bedoelings, nie oor presies wat ons gedoen het nie. Maar die ander persoon is ons altyd op, dit is wat jy gedoen het, nie jou bedoeling nie. En dit maak dat ons baie keer ons eie foute en ons eie verraad en die eie dinge wat in ons lewens gebeur, ons baie vinnig afmaak na baie minder toe, maar ander se foute word onder neonligte gesit. En dit is een van ek dink dit is presies wat met hierdie persoon gebeur het.
ek was nou vergewe, ek was genade, maar die persoon skuld my wat ek wil hê en ek sal dit gaan vat. En dit is as te ware dat ons amper sê, dat weet, ons het sekere regte en my regte wat ek het is my reg. Ek hou van wat C.S. Lewis gesê het. Hy sê, we hear much about people's right to happiness. I often wonder what it means. I'm quite sure it doesn't mean the right to be happy, which no one can give us. It means the right to certain pleasures, even if those pleasures involve the betrayal of others. Dis nie presies wat hierdie man gedoen het nie. So ek het die reg om hierdie geld nou terug te kry wat hierdie man my skuld. So ek sal dit vat. Ons almal is die helde in ons eie kop. En vir my is dit iets wat met my verskriklik baie aanspreek toe mens nou, as mens nou dink oor vergifnis. Terwyl ek hierdie voorberei ook, toe besef ek eintlik die onvergifnis wat in my eie hart leef, in baie gevalle. En dan ewe skielik dan besef ek, hoe lank loop ek nou al met dit self in my eie hart? Goed wat ek nie eers aan gedink het nie. Nou ewe skielik kom dit hier by my op. Gerard, hoe het jy jouself verontskuldig met hierdie onvergifnis vir so lank? Ja, terwyl jy dit nou noem, Gerard, dink ek dit is byna ons verstek ingesteldheid. Ons outomatiese idee van onsself is dat ons minder skuldig is as 'n ander persoon wat dieselfde ding sou doen, want ons oorskat die reinheid van ons eie motiewe en betwyfel die reinheid van 'n ander persoon se motiewe. By hom is daar nie in ons 'n verskoning vir hoe hy verkeerd hy opgetree het nie, maar ons verskonings vir hoekom ons, as ons dit sou doen, nie so verkeerd sou wees nie, lê mooi reg gepak. En hy Spreuke 21 vers 2 vers sê dan eintlik, jy moet amper oor 'n hindernis in jouself klim, en die hindernis is, ek is geneig om my eie kwaad, my eie verkeerdheid moeiliker raak te sien. Al die weë van 'n man is reg in sy eie oë. Maar dieselfde oë sien gou die verkeerde in 'n ander mens. Jo, aangrypend. Wel, ek dink die rede hoekom Jesus hierdie storie vertel, is want Jesus weet dis presies hoe ons dink en hoe ons werk as mens. En ek dink die disippels het nodig gehad om hierdie te hoor en die mense wat daar staan. Maar want dit is presies, jy het in die begin so mooi gesê, ek hou van die feit dat die onvergifnis wat broei en bitterheid en hierdie wraak wat groei in jou binneste, raak 'n gewig wat ons moet dra in hierdie lewe, wat so swaar raak, dat ons, en dis nie waarvoor ons gemaak is nie. Jy probeer half amper op 'n punt kom dat jy nie meer daaraan dink nie. Ek probeer nie daaraan dink nie, maar dit help nie. Die onreg pla jou net so baie. Jy dink dalk by jouself, ag, ek is okay om so voort te leef. Ek hoef nie hierdie persoon te vergewe vir hierdie ding nie. Maar wat gebeur is, dit raak net erger en erger. Dit is soos 'n seerplek wat jy weet jy moet aan aandag gee, maar jy los dit en die smet raak net erger en erger. En op 'n stadium raak hierdie so deel van jou storie, die vergelding en die wraak raak amper asof dit jou enigste hoop raak, en dan word jy vasgevang in dit. Maar ek en jy is dan nie meer vry nie. Ons is glad nie vry om te leef nie, en ons vergeet die genade wat vir my gegee is, wat Christus op die kruis gedoen het, toe ek vergewe is, net soos die man in die storie. In Romeine, en dan, want die wraak wat ons nou het, dit is maar, soos jy sê, dit is ons normaal, ons wil wraak, ek wil hê daai persoon moet voel hoe dit voel, om deur te maak wat ek deurgemaak het. En dan sê Paulus, daar so moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan ons immers geskrywe, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. En het is amper asof Paulus sê, maar God is die een wat hierdie vir my sal beklei. Ek moet nie hierdie wraak neem nie, ek moet net genade gee, dis my werk. My werk is nie om reg te maak en om natuurlik reg te maak, maar ek moet nie hierdie onreg regmaak tussen my en die persoon nie. Ek moet vergewe, dis my rol om te doen. God sal die onreg aanwerk en daai ding. Maar dan die eerste vraag wat dan by my mense natuurlik sal opkom, is maar wat doen 'n mens met die mense wat aanhou en aanhou, die aanhou seermaak, aanhou verraai en aanhou dieselfde dinge oor en oor doen. Moet ek dan net aanhou vergewe en aanhou net vergewe en aanhou tot Kingdom Come eendag?
Ja, en ek dink daar sal 'n mens sekerlik ook moet vra wat beteken vergifnis. Ehm beteken dit ek sê nou die persoon het nie verkeerd gedoen nie of die persoon doen nie op die oomblik verkeerd nie, is dit wat dit is om te vergewe, om dan iets wat sleg is goed te begin noem. So byvoorbeeld, nee die ou is nie 'n skelm nie, ek het hom vergewe nou, so hy is nie meer dit nie. So vergifnis is definitief nie iets absurd nie. Natuurlik, ja. Wel, Spreuke sê soos 'n hond wat teruggaan na sy braaksel toe, so is 'n dwaas wat sy dwaasheid herhaal. En natuurlik is daar sekere mense wat so destruktief en toksies is dat die verhouding sal nooit weer dieselfde kan wees nie. Inteendeel, die verhouding sal nooit weer herstel kan word nie. Jy sal dalk nooit weer met die persoon praat nie. Maar wag 'n bietjie Gerard, jy is nou mos baie geneig om vir my te sê, Koos, net duiwels advokaat, ek wil dit nooit wees nie. Maar sê nou ek was jy en ek sou nou dit sê. Moet ons nie vergewe en vergeet nie? Ja, nou daai is 'n stelling wat baie mense in hierdie gevalle sal sê. As ons mooi kyk, dat die Bybel sê nêrens dit vir ons as mens dat ons moet vergewe en vergeet nie. Want dit is eerstens, jy het nou net gesê dit kan nie onsinnig wees nie. Maar ek hoor dan dikwels die Facebook Bybels is so vol daarvan, as jy nog onthou dan het jy nie vergewe nie. Ja. Maar dis biologies onmoontlik. Dis biologies onmoontlik vir ons om te vergewe en te vergeet. Die enigste plek in die Bybel waar dit staan is dit wanneer God ons vergewe. Hy vergewe en vergeet. Maar ons kan dit onmoontlik nie doen nie. En ek wonder selfs daardie Gerard, nou, sy sê God het vergeet. Dit sê nie eintlik hy het vergeet nie, dit sê hy dink nie weer daaraan nie. Hy weet nog daarvan. So, maar hy sit nie meer in reken. O ja, nee, maar kyk, ek moet nou net, so, hy hou dit buite berekening in wat ek verdien. Maar om te sê God het vergeet wat ek al als gedoen het, dan gaan hy my nie kan vorentoe help nie. Natuurlik, want dit is beeldspraak wat gebruik word. Dit is asof hy vergeet het. Ja. Maar dit is vir ons onmoontlik. Dis vir ons onmoontlik om dit te doen. So met ander woorde, ek en jy kan nog steeds die pad van vergifnis loop met sekere grense in plek teenoor sulke toksiese mense. Ons kan nog steeds loop, want vergifnis is juis nie om te vergewe en te vergeet nie. Dis eintlik om te vergewe en te onthou. Ek moet onthou. Dis nie net 4 keer vergewe of 5 keer of 490 keer vergewe nie. Ek moet vergewe en ek moet onthou. Ek moet aanhoudend onthou dat ek is vergewe. En omdat ek vergewe is, kan ek ook vergewe. Ek moet onthou, hierdie persoon het dit aan my gedoen en hy gaan dit dalk weer aan my doen, maar ek moet onthou, ek kies om te vergewe, want ek is nie die een wat moet vergeld nie. Ek is nie. So onthou is 'n verskriklike baie belangrike komponent aan vergifnis. Want dit is soos 'n bekering elke dag wat ek moet wakker word. Ek kies vandag weer 'n daaglikse besluit om hierdie persoon te vergewe. Ja, ek dink dit wat jy sê Gerard kan vir mense baie verdriet spaar. Nie net dat jy moet onthou om te bly vergewe nie, maar om te onthou dat ek het hierdie persoon vergewe en ek onthou wat daar gebeur het. En in die lig van wat ek onthou, wil ek nie weer hê iets soortgelyk moet gebeur nie. Ek wil nie hierdie persoon weer die geleentheid gee om my in te loop en 'n stikkende kar aan my voor te hou as 'n uitstekende koopie nie. Maar jy het hom ons vergewe en vergeet, glo die ou tog nou. Dis glad nie, so ek gaan nie myself weer blootstel en ook die persoon in 'n sin die kans gee om weer verkeerd te doen teenoor my nie. En dit sou beteken, ek het al dikwels vir iemand gesê, die beste ding wat jy nou kan doen is om hierdie persoon nooit weer te kontak nie. Nooit weer met hom te praat nie. Maar het jy hom dan vergewe? Ja, jy het hom vergewe, maar jy onthou dat assosiasie met hierdie soort persoon lei tot konflik, dit lei tot hartseer of wat ook al. En dit is wat jy nou vir my sê, vergewe
is om 'n sekere insig te kry in 'n situasie. Sê ek gaan nie dit oordeel, ek gaan nie die bitterheid behou nie, maar om te sê vergewe en vergeet, asof as jy die persoon vergewe het, is als weer net soos dit altyd was. Dit het mense al baie skade gedoen. Beslis. Want sekere mense wat jy moet vergewe, is ook nie op die herstelpad nie. So hulle voel dalk glad nie hulle het jou verontreg nie, en dan gaan hulle dit net weer en weer en aanhou doen, en jy gaan met die pyn sit daarvan. En ek dink nie, dis glad nie wat Jesus hierso sê En nie. daai verkeerde verstaan van vergifnis maak geweldige skuldgevoelens by ons wakker. Ek het gister met iemand 'n gesprek gehad wat presies daai idee glo van ek het hierdie persoon vergewe, maar ek kan nie vergeet nie. Dit was letterlik die woorde wat gebruik was, maar ek kan nie vergeet nie. En die vryheid wat die persoon beleef het, toe mense sê maar ons kan nie vergeet nie. En jy moenie vergeet. Ons moenie vergeet, weet, ons moet aanhoudend onthou dat ek het hierdie grens opgestel nou, hierdie gesonde grens dat hierdie nie weer met my kan gebeur nie. En dit is presies, maar as dit kom by vergelding en wraak en bitterheid, dis wat, so vergifnis het met my te doen, dit het met my binneste te doen ook, om te sê dat ek moet seker maak dat ek besef dat ek het ook dieselfde vermoëns binne myself as wat die persoon het. Ek het genade ontvang en daarom kan ek die persoon dieselfde genade gee as wat hy nie verdien nie, net soos ek my genade verdien nie. Alexander Solzhenitsyn het gesê, if only it were all so simple. If only there were evil people somewhere insidiously committing evil deeds, and it were necessary only to separate them from the rest of us and destroy them. But the line dividing good and evil cuts through the heart of every human being. Dit sê vir my dit mooi. Die uitnodiging van die evangelie is juist dit, dat wat ons kan doen met ons binneste is om te besef, ek het ook die vermoë om te verraai en seer te maak. Ek was vergewe, en ek was baie vergewe en vrygespreek van baie dinge al in my lewe. En daarom kan ek dieselfde doen, want dit maak my vry. Dit maak my vry, want ek hoef nie meer hierdie goed te dra op my skouers, hierdie onvergifnis en hierdie wraak, hoef ek nie meer te dra nie, en daarom kan ek vergewe, en ek moet aanhoudend onthou, heeltyd onthou van dit. Ek wonder, Gerard, of Paulus nie dalk hierdie gelykenis van Jesus 'n groot deel van sy lewe gemaak het nie, want baie keer dan lees 'n mens, of 'n paar keer as Paulus van sondaars praat, dan sê hy, ek is die grootste. Asof hy hierdie gelykenis juis in homself bære, en doen wat jy sê, en nie doen wat jy sê die meeste van ons altyd doen nie, nee, ons maak onsself die held in die storie. Sê nee, ek is die een vir wie die koning daardie groot bedrag, die hoeveel 100.000 jaar se 200.000 jaar se salaris afgeskryf het. Dis ek. Ek is die een wat die grootste skuld het. Hoe bevrydend is dit as 'n mens na ander mense dan met genade begin kyk. Sê, ek het ook die vermoë om soos Hitler te wees. En as Paulus sê, dit is 'n goeie ding om te glo dat Christus gekom het om sondaars te red, waarvan ek die grootste is. Ek kan jou vergewe. Ek kan 'n grens aan hierdie verhouding stel. Ek weet, hierdie verhouding kan nooit weer dieselfde wees nie. Maar ek kan dit laat gaan, want teenoor God is ek ook dislojaal. Ek is ook die grootste sondaar. Ja. En dit is soos wat ons deur hierdie lewe gaan leef en hierdie reis van die lewe loop, gaan ons seer kry. Mense gaan ons teleurstel. En daar gaan dinge met jou lewe gebeur wat jy voel onmoontlik is om te vergewe. En dan dra ons soms hierdie las van onvergifnis in ons binneste, en dan dra ons dit elke dag in ons lewens, maar met tyd raak hierdie onvergifnis 'n las wat net te swaar word. En ons is nie geroep vir dit nie. God het ons gemaak om vry te leef. En dit is wat hy het ons losgekoop om vry te wees. Ons gemaak om vry te leef. En die vryheid se begin van hierdie deel lê ook om dan te vergewe, presies jy sê, om te besef wie ek is
en vry te kan leef. Maar net om die een ding wat jy gesê het weer te beklemtoon, Gerard, want ek sien dit soveel keer in berading, dat persone voel skuldig, dat om te sê ek het iemand vergewe, en nie meer kontak met so 'n persoon te hê nie. 'n Persoon wie se lewensmaat 'n buiteegtelike verhouding gehad het, en dit is oor 'n lang tyd, en jy sien eintlik geen verandering in sy lewe nie, maar hy huil krokodiltrane, en die vrou het sê nie, maar ek het hom ons nou vergewe, ek gaan terug. Maar jy sien al dieselfde gewoontes nog in die persoon se lewe. Hy het nie kontak verbreek met die ander vrou nie, maar hy sê nee, maar dit is nou verby. En dan sê sy, ja, maar dan moet breek met haar. Hoekom? Ons het mos nou vergewe, kom ons gaan aan. En ek vir sulke mense moet sê, jy moenie weer teruggaan na daardie man toe nou nie. Nee, maar ek het hom nou vergewe. En die verdriet wat oor en oor kom. Soms is vergewe en onthou baie, baie belangriker as wat 'n mens dink. En ek en jy self al deur 'n paar verhoudings wat mense naby aan ons hier in die gemeente hulle rug op ons gedraai het. Dan baie keer dan voel ek skuldig. Sê ek, moet ek nie maar teruggaan en die persoon kontak en sê, hoorie, kom ons praat weer daaroor nie. Want 'n mens voel, jy moet eintlik die werk van God doen. Jy moet daai persoon omdraai. Jy moet, net soos wat jy nie gemaak is om iemand te straf nie, net soos jy ook nie gemaak om die redder te wees nie, daai Messias kompleks te dra. Ja. Ja. En dis 'n groot las wat baie van ons dra. Sjoe, dankie Koos. So mag ons in ons lewensreis, mag ons vergewe en aanhou vergewe soos wat ons vergewe is. Mag ons vergifnis vir ander gee soos wat dit vir my gegee is, en al is dit goed wat ons voel ons wil nie dit nog steeds doen. Mag jy iemand vandag vryspreek en jy gaan iets agterkom met dit, dat jy is juist die een wat vrygespreek word as jy dit doen. En mag jy dit sommer vandag al doen. Want vandag is dalk jou laaste kans om dit te doen. Kom ons doen dit, kom ons leef so en ons kyk na ons verhoudings. Baie dankie Koos. Dankie vir Koos, jou, Gerard. ek hou van jou, hoor. Dankie, Gerard. Ek vergewe jou. Ja, nee, Gerard. Maar ek het al als vergeet wat jy aan my gedoen het. Alhoewel, nee, nou daar kom nou nog 'n paar goedjies op. Ons kyk hierdie episode, dit sal jou baie help. Mooi week vir jou verder en ons sien mekaar volgende week. Totsiens.